Ek is nog net 5 dae op die krikke, so kort verkeerde voet voor en dan so in my geval baie dankie. Kom ons begin hier saam te lees. As jy nie skerp, daar is die skerm. Deuteronomium 8, kom ons lees 'n paar verse saam daar. Onthou die hele pad waarlangs die Here jou God jou 40 jaar lang deur die woestyn gelei het. Dit was om jou nederig te maak en jou te toets, om te sien wat regtig in jou hart aangaan en of jy sy gebooie sal gehoorsaam. Moenie vergeet dat dit hy is wat jou gelei het deur die groot en verskriklike woestyn met sy giftige slange en skerp joene, en waar dit warm en droog is nie. Dit is hy wat vir jou water uit die rots uit gegee het. Onthou altyd dat dit die Here jou God is wat vir jou die krag gee om ryk te word. Hy doen dit om die verbond na te kom wat hy met jou voorouers gesluit het. Net so 'n paar opmerkings of vrae rondom die skrif. Onthou, moenie vergeet nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons moet reflekteer. Ons moet terugkyk. Na wat? Na die goed wat die Here vir ons gedoen het. 2 goed. Jy kan dit vergeet. Die ander ding is, jy sien dit altyd nie maklik raak nie. Hy sê vir julle moet oplet, die Here werk in julle lewens, en die Here het in jou lewe nou gewerk. Jou krag moet nooit dink jy deur jou eie krag en vernuf dit reg gekry wat jy gedoen het nie. Dis God wat jou die krag gegee het. Jy kan dit verkeerd lees. Jy kan mis dat God in jou lewe besig is om te werk. Jy moet oë kry daarvoor. In Efesiërs 3 bid Paulus dat ons verligte oë sal hê, Efesiërs 3 vers 17. Nou die ou vertaling sê van jou verstand, maar die Griekse woord is cardia, en ek dink die nuwe vertaling sal sê van jou hart. Jy kan fisies kyk en waarneem as jy oë het. Maar jy kan ook verder kyk as die fisiese. Jy kan psigies kyk en waarneem. Jy kan emosies sien. Jy kan agterkom, maar jy kan dit net reg. Hoor ek jou reg? Is dit wat jy dink? Jy kan denke agterkom. Jy kan goed sien wat mense nie met die blote oog kan sien. Maar dit kom 'n bietjie later in jou lewe. Maar dan staan ook geestesoor. Kan jy verder kyk as dit? Kan jy verder kyk as dit? Dis 'n gawe, God moet dit vir jou gee, daarom bid hy daarvoor. Maar soos enige gawe is dit iets wat jy ook kan ontwikkel en moet ontwikkel. Om met jou geestesoor, want dit verander alles as jy dit kan sien. Paulus sê, hy sê ons let nie op die uiterlike nie, maar ons kyk na die innerlike. Na jou eie lewe, om die innerlike in jou eie lewe te kan raak sien. En ook in jou lewe wat besig is om te gebeur. Want die Here is besig in jou, binne in jou. Hy is besig in jou lewe. En nou sê hy, sê Moses vir die volk, julle moet onthou, julle moet hierdie vermoë ontwikkel. Nou Abraham Herschel is 'n wonderlike, goeie, groot Joodse teoloog. En hy sê, jy kan die Bybel opsom, nou hy praat nou van die Ou Testament. Jy kan die Ou Testament opsom in een woord. Onthou.
En dan praat hy daaroor en sê, eintlik is die Judaïsme 'n spiritualiteit of remembrance, om te onthou. En dit is eintlik, soos ons nou gepraat die afgelope tyd, dit is eintlik om iets te onthou en in herinnering te leef, beteken dat dit iets is wat uit die periferie van my bewussyn uitgeskuif het na die middel toe van my bewussyn. Dit lê in my bewussyn. Dit beteken nie ek dink die hele tyd daaraan nie. Dis soos die persoon saam met wie jy bly. As sy in die huis is, dan is die huis anderster. Afgesien daarvan dat dit meer deur mekaar is en raserig is, sy sê, hoe gaat so word opgeneem? Asseblief nie die goed versprei nie. Jy sit nou van haar vriende, hulle gaan natuurlik nou bel en sê, jy weet wat hier gebeur. So vergewe my nou oomblik van swakheid wat ek kwyt geraak het. Die huis is anders. Want jy het 'n bewussyn daarvan dat sy hier is. Alhoewel jy dink nie aan haar nie. So mense bewussyn, jy bring iets in jou bewussyn deur jou denke. Maar wanneer dit gevestig word in die kern van jou bewussyn, dan dink jy nie meer die hele tyd daaraan. Jy voel dit aan, jy het 'n intuïsie, ander van jou innerlike funksies word geaktiveer. En dit is baie belangrik in dit waaroor ons vanaand ook gaan praat, dat God ons gemaak het met soveel vermoëns, innerlike funksies. Ons het geheue, ons het emosies, ons het intuïsie, 'n aanvoeling, ons het 'n gewete, ons het hele kom funksies hier binne. En soos iemand reg gesê het, die Here sê ons moet hom dien met ons hele hart, en jou hart is eintlik die plek waar al die funksies bymekaar kom. En met ons hele verstand, nie sonder ons verstand nie, maar met ons hele verstand, maar ook met jou emosies, ook met jou begeertes, met alles binne in jou, moet jy hom aanbid. Nou vanaand se manier van gebed, waar ek nou wil uitnooi die vir wat nie weer daarvan nie, dat ons noem dit refleksiegebed. In die gemeenskap waar ek aanbid en waarvan ek deel is, en ons is 'n paar honderd mense wat dit elke dag bid. En ons praat met mekaar oor ons ervarings in hierdie gebed. Ons groei daarmee. Is 'n baie ou manier van bid in die kerk. Dis nie iets niets nie. Maar dit staan bekend, onder andere is die Examen, en daar's nog ander name wat daarvoor gegee word. So dis hoe ons begin. Die eerste ding is, jy begin en jy sê vir die Here baie dankie. Baie dankie. Vir wat? Vir alles wat hy vir my gee en doen. Nou, hierdie oefening is baie groot. Dit het 'n geweldige psigologiese effek, maar nie net psigologies nie. En die gebed waaroor ons praat is kragtig op jou innerlike wêreld, op jou siege. Daar is 'n herstrukturering, maar van jou binnekant wat plaasvind, maar wat beteken dat dit ook 'n effek het op jou brein se funksionering. Neurologies vind daar goed met jou plaas as jy dankbaarheid beoefen. En jy beoefen dit deur te reflekteer en te sê, waarvoor is ek dankbaar? Maar dan koppel jy dit aan iets wat God vir jou gee, want hy het dit vir jou gegee. Handelinge 17:28 sê, hy gee vir jou lewe, hy gee vir jou asem. Hy het nie een keer vir jou asem gegee toe sê, okay, nou is jy op autopilot nie. Hy gee dit die hele tyd vir jou. En alles. Elke goeie gawe, sê Jakobus, is 'n geskenk van God af. Alles. So kan jy kyk na wat goed is in jou lewe en dit aan die Here koppel en vir hom sê dankie daarvoor. Dit is wat Jesus ons leer, met alles, met kos. Waar kom jou kos vandaan? Woolies? Bietjie aan die ander kant woolies. Van die boere af, van die plase, daar's iets aan die ander kant dit ook. Die grond, waar kom die grond vandaan? Waar kom die saad vandaan? Waar kry daai saad
die water. Okay, mense gee dit, waar kry hulle die water? Kan jy hoor waar kom het? Agter alles lê God. En nou nooi Jesus ons uit, jy kan fisies eet, ek wil net vol word en ek wil iets proe, dit moet lekker wees, nee? En dis fisies. Jy kan net fisies, maar jy kan 'n bietjie verder vat, jy kan psigies eet, ook, steek 'n kersie aan. Kom ons gesels so 'n bietjie, kom ons maak die kos stadig gaar die hele middag en ons sê dis bietjie, daar's bietjie siel in daai kos, nee, dis bietjie soulfood. Dis bietjie beter om so te eet. Uitgevind ook vir jou gesondheid. Maar is nog iets groter as dit. Jy kan geestelik ook eet. Wat verder is as die blote psigiese. Ek eet met 'n diep dankbaarheid vir God. Dat ek tuispad sit, dat ek kom proe. Vir hierdie lang pad wat hierdie kos moes gaan, dat dit op my bord kan kom. Dat ek het kan hê. Dis alles God. Kan jy hom sien? Dan kan jy dankie sê. Nou hoekom doen hy al hierdie goed? Want hy het jou lief. Dis die rede. Jy's in liefde. Jy's in liefde. Ons is almal in liefde. Hy het ons lief, liewer as wat ons onsself vind. Hy het vir ons gesterf. Maar nou kan jy beleef dat God dit vir jou gee en dat dit liefde is wat na jou toe kom. Jy is in liefde en Jesus sê, bly daar. Wat beteken dit? Uit 'n psigologiese oogpunt weer eens. Ontwikkel 'n bewussyn daarvan dat hy jou liefhet. Dat hy na jou kyk, dat hy in jou lewe werk, kan jy dit sien. Nou, dankbaarheid in die eerste oefening is 'n groot hulp om dit te kan doen. En elke dag net 'n kort tydjie te maak om net dankbaarheid te kan oefen en dit te kan skryf met 'n groot effek op jou. Ons gaan nie nou praat oor daai effek, dis empiries wetenskaplik bewys. Al glo jy nie, doen dit vir jou gesondheid. Daar's voordele daarin. Dan die tweede groot ding is, vra die Here nou, nadat jy, dankie vir dit, ek dink nou terug, as nou 3 goed wat by my kom, waarvoor ek baie dankbaar is vir vandag. Sê dankie, dan vra jy hom, herinner my asseblief, help my, as ek nou reflekteer oor my dag wat verby is. Herinner my, bring na my gedagtes toe, dit wat ek nou gaan herroep. Die beste, waar was my beste oomblikke? Waar is jy verskriklik bly van die dag? Waar het jy energie ervaar? Wat was jou die beste ding wat vandag met jou gebeur het? Nou, Ignatius, wat hierdie gebed baie gepopulariseer het, in die tyd van die hervorming, hy was nie in die hervorming nie, hy was al in Spanje se kant, die ander kant, het dit consolation genoem. Consolation. En hy beskryf dit as 'n gevoel wat jy het, dat alles by mekaar kom, van vrede, van genoegdoening. So ek gaan die Here nou vra, wat het vandag gebeur, wat vir my daai gevoelens gegee het? Herinner my. Herinner my ook aan, wat was vandag vir my die slegste oomblik, die moeilikste. Hy noem dit desolation. Dis daai gevoel waar alles het net uit mekaar uitgeval vandag. Nee? So jy vra vir hom, en jy vertrou hom, dat hy na jou, dat hy jou gaan herinner, dat hy in jou geheue gaan werk, en dat hy na jou toe gaan bring. Wat is die grootste goed en wat is die sterkste goed? Nou baie keer is dit nie baie moeilik om dit te bepaal nie. Ek het so 'n bal van die kant af gekry vanmiddag, en die kon kry toe sê ek wel, ek weet dan ten minste nou wat vandag is my sterkste oomblik. En ek het dadelik die eksamen gedoen, sommer daar, na hierdie ding met my gebeur het. So jy vra hom, God werk op ons geheue, die Heilige Gees werk. Nee? Johannes 14:26, hy sal julle herinner. Vertrou jou ervaring as jy hom gevra het dat hy jou moet herinner, dat dit wat nou in jou opkom, van hom af is. Vertrou dit.
En dan, die derde ding wat jy doen, is dan om net te reflekteer oor wat was die beste, wat was die slegste vir my vandag. Net, maak het net vast, dit is wat het is. En dan, die volgende groot ding, is dan bietjie te dink daaroor. Ok, dis nou hoe ek voel. Ek voel, dis die slegste ding. Dis die beste ding. Die eerste vraag wat ek myself afvra in my refleksie is, hoe hou dit verband met my manier van lewe? Wat sê dit vir my oor my manier van lewe en oor myself? Reflekteer net daaroor. Nou die goeie ding is nie altyd so, dis net, ek kan net dankie sê, dis genade, ok, ek het beplan, ek het dit gedoen, maar dis alles, dis dalk my gawes, dit kom alles van God af, so dis net meer rede om dankie te sê. Maar om stil te staan by die laagtepunte van jou lewe. Ek voel so, hoekom voel ek so, hoe dink ek? Wat is agter hierdie gevoelens? Wat sê dit van my manier van lewe, wat sê dit van my? Nou, ek het 'n goeie vriend, ek gaan nie sy naam noem nie, maar ek leef, ek het baie met hom te doen. Hy het 'n probleem met die verkeer. So, hy sal baie lekker hier kan bly, hy sal seker 'n groot heilige word hierso, maar nie daar waar ons bly. Want dis dikwels, ons by mekaar kom, en veral as die weer so lyk, dan loop die verkeer ook nie lekker daar waar ons bly nie. En dan, as ons nou saam met mekaar die aand is, en ons deel ons laagtepunt met mekaar, as die helfte van die ons die verkeer. Nou, koppel jou denke agter dit. Wat sê dit van jou manier van lewe? Weet, party ons ontdek, ek ry altyd 'n bietjie te laat weg, en as die verkeer nog by is, dan is ek 'n hele halfuur laat vir die werk. Weet, so dit krap my verskriklik omdat ek so laat is. Maar ok, jy trek met die laat weg. Jou manier van lewe. Weet jy kan iets doen daaraan. Jy kan heeltemal anders dit voel. Ry net 'n bietjie vroeër. Maar dit is net hierdie klomp ape op die pad. Ek weet nie wat hulle lisensies gekry het. Wat sê jy is die so ding? Jy is die enigste wat kan bestuur. Jy is die enigste wat jou lisensie wettiglik gekry het. Wat sê jy vir jouself as jy sulke goed doen? Nee? En dat ek voel die verkeer behoort nie hierdie tyd so te wees. As ek op die pad klim, behoort die verkeer ook te wees. Jy gaan so 'n bietjie ekkigheid ontdek as jy met die verkeer begin te werk. Nou ek kan sê, en vir julle sê, wat gebeur het met hierdie ou is dat hy heeltemal sy attitude verander het, hy het tot insig gekom, hy het die Here vir genade gevra, want dit is die volgende ding wat jy doen, is praat met die Here daaroor. En dikwels loop dit uit op baie dankie, en dan kan dit dikwels op belydenis uitloop. En dan vra jy die Here om jou te help daarmee. Ek het 'n probleem, ek raak so gefrustreerd, want ek voel almal moet perfek bestuur waar ek bestuur, en almal moet vir my pad maak as ek daar ry, en niemand durf voor my indruk of iets nie, en jy het 'n attitude, en ek vra die Here, help my daarmee. Nou hierdie persoon besluit, dat ek gaan anderster ry. Hy het nog nooit punte gekry by Discovery vir ry. Nadat hy besluit het hy nog op 3 keer punte gekry. En hy voel my, waarom sê, ek het getuienis vanaand, ek het punte gekry by Discovery vir my bestuur. Dis hy, en dan ek besluit, maar ek gaan hierdie tyd gebruik vir iets anders. Ek gaan nie hierdie tyd gebruik om te dink aan my werk en al my afsprake deur te gaan nie. Ek gaan dit in gebed doen die oggend, voor ek gaan ek na die dag kyk wat voor lê, en hy besluit, hy drink koffie saam met die Here. Nou gaan hy koffie drink, en dan gaan hy sê, wat is in my beker vandag? Dis die goed wat ek ingesit het, die afspraak, en ek gaan net so vinnig deur hulle, en ek vra vir die Here, by daai ontmoeting, dit is waar ek help my met dit, hier's 'n moeilike ontmoeting, help my om nie reaktief te wees en my meer te verloor nie, of wat ook al my uitdaging gaan wees in hierdie, ek kyk vorentoe uit. So ek gaan dit nie meer in die kar doen as ek ry nie. Ek gaan die kar, as ek my
hande op die stuurwiel sit, gaan ek begin te bid, of ek sit musiek op, dis nou die ouer, dan gaan hy begin sing en hy gaan die Here aanbid. En nou maak dit nie my saak nie, dis eintlik as ek nou 'n uur vat, waar ek 'n halfuur moes vat, beteken dit 'n halfuur langer met die Here in aanbidding. Dit raak 'n kosbare tyd daai. Ek vind dit as om jou 'n gevoel te gee van die moontlikhede en wat met mense kan gebeur en wat met mense gebeur as hulle so werk om te reflekteer. Dit is hoekom ons kan sê, dit kan bydra, hierdie manier van gebid, tot 'n totale herstrukturering van jou innerlike funksionering. Die ek skuif, daar's ego waarmee gewerk word, ekigheid waarmee gewerk kan word. En die laaste ding wat jy doen is om 'n besluit te neem. Is daar iets wat ek voel die Here nooi my na toe uit om te doen in die toekoms? Nou, 'n logiese gevolg is, ons wil almal meer blydskap hê in die lewe. Ons wil almal meer vrede in die lewe hê. Ons wil almal in consolation leef. Dis eintlik maar hoe die Here ons gemaak het. So ek kom agter, waarin vind ek consolation? Ek kom agter, waarin het ek desolation? Waar val my lewe bymekaar? En as jy nie reflekteer nie, kom jy baie keer nie agter wat dit is nie. Dit is so eenvoudig. Ek weet van iemand wat tot die insig gekom het, maar dit is elke woensdagmiddag 3 uur wat ek my desolation beleef. As hy oor die week reflekteer. En is elke week dieselfde persoon. Dieselfde onderhoud, dieselfde ding. Nou, daar is iets om oor te dink. Nee, wat gaan aan daar? Wat sê dit van my manier van lewe? Wat sê dit van my? Dalk hoort ek nie hierdie vergaderings te hê nie. Dalk moet ek verander in dit. Dalk moet ons twee gesprek hê oor ons spasie en wat besig is om daar te gebeur. Daar lê dalk 'n uitnodiging daarin. Maar sonder refleksie het hierdie persoon aangehou. Hy het leef al 'n jaar met dit nou nie agtergekom. 'n besef. Maar waar is die Here in dit? Kan jy sien waarmee help hierdie manier? Ek ontdek die Here se werk in my lewe. Ek ontdek hom in groot goed, maar ek ontdek hom ook in laagtepunte. Daar's dikwels uitnodigings. Of ek moet verdra. Ek moet met dit leef. So dit raak 'n manier waarop ons kan agterkom, waar werk die Here in ons lewe. Dit raak 'n manier waarop ons kan onderskei. Kyk, daar is verskillende maniere waarop ons almal wat die Here se wil doen, leiding ontvang. Party van ons sê, die Here het vir my gesê, ek is altyd geïnteresseerd as iemand vir my so sê, en is moontlik om te vra, maar vra ek, hoe het hy vir jou gesê? Hoe het hy vir jou gesê? Nou, party het 'n sterk charismatiese, ek wil nie sê klap weg nie, maar dit klink heeltemal verkeerd. Hy het 'n sterk charismatiese beïnvloeding of 'n agtergrond of iets, en dan is dit, hy praat met my in my binneste. Ek weet nie dis hy. Dis goed, maar dis ook goed om met ander daaroor te praat en sê, maar wat sê julle daarvan? En dit is waar die tradisie van onderskeiding in die kerk gekom het. So dit is 'n ander manier om besluite te neem. Dit sluit nie inspraak uit of 'n gevoel of 'n droom of 'n oortuiging wat jy het of 'n teks wat jy gelees het wat jy net voel, maar nou sê die Here dit vir my. Dit sluit dit nie uit nie. Maar ek wil onderskeidend te werk gaan. Ek praat ook met ander en ek bid ook daaroor. Ek dink en ek kyk na die innerlike bewegings wat in my is. Consolation kan beskryf word ook as vrede. En Paulus sê in Kolossense 3 vers 15, let the peace of God, dit is die Amplified vertaling, wat omskrywing gee van die kernwoorde wat daar is. Let the peace of God, the soul harmony which comes from Christ, continually act as umpire in your life.
deciding and settling with finality all the questions that arise in your minds. So laat die vrede van God jou lei, laat dit 'n skeieregter wees in die besluite wat jy geneem het. Maar op hierdie manier te bid, begin jy onderskeidend te leef. Ek dink aan die ene by die Bybel, ek weet nie of julle gehoor het nie, hy vra die Here, wat moet ek doen? Ek voel baie depressed. Wat moet ek doen? Gee my net iets wat ek moet doen, gee my raad. Maak die Bybel, en hy druk sy vinger en hy maak op, hy sê, en hy het gegaan en homself opgehang. Nee, dis hier nou regtig, Here, wat wil U hê moet ek doen? Jy weet, ons noem dit Bybel bingo. En ek weet nie of iemand dit nie gespeel het al, veral jong Christene kom ek agter daar by ons, hulle hou daarvan om Bybel bingo te speel. Maar dan verneem ek my nou weer, en waarom twyfel jy? Gaan en doen dit dadelik. Ja. Goed, so ons gaan hierdie manier van gebed beoefen. Ons gaan dit nou saam doen. En kom ons volg net dit saam. So kom ons neem 'n paar oomblikke en sê net vir die Here dankie. Sê net vir hom dankie. Wat kom nou by jou op waarvoor jy baie dankbaar is? Kom ons neem 'n paar oomblikke saggies by jouself en sê net vir hom dankie. Dankie Here, ons vra U nou om ons geheue te verfris en ons te herinner in hierdie dag wat nou verby is, vandat ons vanoggend wakker geword het tot nou toe, om na ons te help en dit na ons toe terug te bring. Wat met ons gebeur het, hoogtepunte en laagtepunte. Daai oomblikke wat al die energie uit ons uitgegaan het, die oomblikke wat ons soveel energie ontvang het. Het ons gevoel het, maar so 'n wonderlike lewe, daai oomblikke wat ons gevoel het, die lewe is hard, die lewe is moeilik. Dankie dat U dit vir ons bring. So neem 'n paar oomblikke en dink net of jy 2, 3 goeie hoogtepunte kan identifiseer. As jy nou kan terugdink, waar was die donker punt vandag in jou lewe? Vra jouself nou af met die donker oomblikke, die laagtepunte. Wat sê dit vir my van my lewe en van myself? Wat lê agter hierdie gevoelens van my? Watter denkpatrone? Kan ek iets agterkom van die denke wat hierdie gevoelens en emosies skep in my lewe? Wat sê dit vir my van my manier van lewe? Kan 'n paar oomblikke nou neem en net met die Here praat daaroor, het jy voorneme, het jy iets wat jy van wil vra, vergifnis, krag, leiding,
En as jy nie weer 'n rede het om dankie te sê, sê weer vir hom dankie. Amen. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie saam gesels daaroor, ek weet nie hoe gaan dit werk en hoe gaan dit wees nie. Maar as enige iemand wil help om op te staan, 2 goed te kan sê, hoe was dit vir jou? Nie wat het met jou gebeur nie, ek het dit gedink en dit gedink nie. Was dit maklik, was dit moeilik, enige iets, 'n beoordeling oor jou ervaring. En dan as jy 'n vraag het, is jy baie welkom om dit te vra. Kan ons daaroor, kan ek respondeer daaroor, iemand anders kan ook help. Goed, enige iemand? Is dit bietjie intimiderend daar, soos iemand dan nie baie welkom? Ingrid. Excuse. Wanneer Ingrid, hier kom en vir my kan jy. Wees rustig, Ingrid. Ek weer vir jou storie vir my sê. Hoe was dit vir jou gewees? En is daar enige vraag wat jy het? Ek dink dit is wonderlik om van jou te hoor, ek was nie gisteraand hier nie. Ek is bekommerd oor die feit dat ek in die rapport gelees het van is toch die dood nie wat fout doodgaan, Dani, oor Dani, oor die wederkoms. Ek het dit gelees en ek het gewonder, hoe gebeur dit nou met ons? Hoekom iemand wat 'n dominee is, hoekom is hy so stikkend? Wat is dit wat ons vereer doen aan ons naaste? Dat iemand so ver gaan om bewaarte toe te gaan, te sê hy wil doodgaan. Ingrid, baie dankie. Ek sal ongelukkig nie daai vraag kan antwoord nie. Ek sal net vrae kan antwoord oor die gebed vanaand. Maar ja, ek sal ongelukkig nie, ek het nie 'n opinie, ek weet nie mooi waaroor dit gaan nie en ek sal ongelukkig nie iets kan sê daaroor nie. Goed, ja. Dit was vir my maklik om die hoogtepunte uit te kry. Dit was vir my goed geweest, maar die negatiewe punte, dit was vir my 'n bietjie moeilik om dan te wonder, waar kom dit op my? Hoe moet ek dit nou goed die antwoord kry? Ja. 2 goed. Ek dink as 'n mens dit skryf, veral in die begin, later raak jy geoefen daarmee, maar skryf dit neer. En die 3 vrae, leidende vrae, weet, ek sit nou met hierdie gevoel dat dit baie sleg was vir my. Wat's my denke agter hierdie gevoelens? Later aan koppel jy baie maklik met jou denkpatroon aan jou gevoel. Jy kom dit agter. En dan, wat sê dit vir my oor my lewe en vir myself? Net dit. Dis een ding wat baie help. Die ander ding wat help is, ons speel nie sielkundige nie. Jy hoef nie diep in sielkundig te raak en waaroor dit gegaan het nie. Dis voor die hand liggend. Jy kom dit agter. As jy dit, as daar 'n paar van julle, sê daar's 3 of 4 van julle wat besluit, maar ons wil vir 'n tyd hierdie gebed bid en kyk, hoe is dit vir ons? Dan, dis ongelooflik wat gebeur. As jy net jou eie ervaring deel, as jy hoor iemand sê iets en, dit is presies wat myne is. Of nou kom ek agter hoe om dit te doen. Almal voel as iemand praat, ja, maar dit maak sin, dat sy so voel, omdat sy
So dink omdat sy so voel. En baie keer kan ander jou help om uit te kom by dit. Dit is al wat ek nou dink ek kan sê oor dit. Dit in die begin haak 'n ou bietjie, dit is bietjie ingewikkeld, maar soos wat jy aangaan, raak dit baie makliker en jou patroon. Ons almal het ek wil sê 'n signature sin. Ons het 'n neiging, ons het 'n donker kant. En die ekkigheid in ons kom na vore op 'n sekere manier. En as jy dit eers gesien het, kan jy nooit weer nie sien. En dan jou geneigtheid raak duidelik. En dit lê alles in 'n rigting. En jy kom dit agter later. Ja. Ek moet nou admin doen, maar ek skat ek met admin. En dit was 'n laagtepunt, net om weer te besef hoe dom is ek. Ek kan dit nie doen nie. Ja. Nou moet ek vir die Here vra, hy moet vir my toerus dat ek kan admin doen. Toe stuur hy vir my 'n sussie wat baie goed in admin is. Dit is nou 'n manier om te doen. Dit is vir nou. Dit is definitief vir nou, maar ek weet nie of jy jou elke keer gaan help met goed wat jy kan. Ek weet nie of jy dit vir ander ouens gaan doen wat dit nie kan doen. Dadelik die gawe gee of iemand anders te stuur nie, maar dit is nou iets wat met jou gebeur het. En jy is dankbaar daarvoor. En ons is saam met jou dankbaar. Dit was vir my wonderlik geweest. Baie keer dan bid mense in die oggend en dan vergeet jy en dan los jy dit daar. Dit is soos 'n pakkie wat jy daar los. En dan vanaand dink jy nie eens om wat deur mekaar in jou lewe gegaan het nie. En as mens dit beoefen, dink ek dit sal 'n wonderlike daai 'n vers wat in die Bybel staan, deur soek my o God, ondersoek my en kyk of ek nou op die verkeerde pad is. Dit het net vanaand toe jy so verduidelik, toe kom dit op by my op. Ja. Dat mens regtig net so besef, sjoe, ek moet reflekteer, sodat ek kan kyk waar ek my maat seer maak, waar ek myself seer maak, omdat ek selfsugtig is. Ja. So, ek hou baie van hierdie idee. Ja, baie dankie. Dankie. Ja. So ons leer ons harte ook ken, deur so te dink. Deur soek my, deur grond my. Weet ek kyk of daar by my 'n weg van smart is. Wys my dat ek dit kan agterkom. Baie dankie. Goed, ons is nog so. Hier is iemand aan hierdie kant. Ons het nog een na dit en dan is ons. Ek weet wat dit is en die hoogtepunte het nie. Dan loof en prys jy net die Here. Maar jy hoef nie te soek daarvoor nie, jy hoef nie, daar's nie fout met jou nie, maar wees sterker om. Goed, miskien net so 2 opmerkings oor dit. Dis goed om dit daagliks te doen. En dan kan jy dit weekliks ook doen, om te reflekteer oor jou week wat verby is. En mens kan dit jaarliks doen. Ons doen dit altyd met oujaarsdag en nuwejaarsdag aan. Reflekteer terug oor die jaar. Wat was vir jou die grootste, wonderlikste goed wat gebeur het? En mens sal verbaas wees hoe mens goed vergeet. En dit help jou om dit vas te maak. Ons doen dit met verjaarsdae. En jy kan dit met oorgange van jou lewe doen. Die einde van 'n periode het aangebreek by 'n werk, of by 'n plek, of jy trek, of jy reflekteer net, jy sê vir die Here dankie vir hierdie ervaring om hier te kon wees, deur hierdie goed te kon gaan. Wat was die groot goed? Wat was die baie moeilike goed? En hoe voel ek nou daaroor? En dikwels hoeveel keer gebeur het nie dat ons sê, dit was die slegste ding wat met my gebeur, dit was die hardste ding in my lewe. Maar kyk net na al die goed wat uit dit gebore is. Ek wil dit nooit weer oor hê nie.
maar die groei in die nuwe deure en alles wat gebeur het. So dit is hoe jy agterkom, maar waar werk die Here in my lewe? En waarvoor is ek dankbaar wat met my besig is om te gebeur? Nou jy kan hierdie vorm van gebedskelmpies bid. Kom ek verduidelik vir julle. My kind, toe hy op hoërskool was, het ek hierdie gebed ontdek. En daar's nie, hoe was jou dag? Maar vertel my daarvan, sien, ons het nou lekker tyd in die kar om nou te gesels en alles. Nee, pa, nou, wat nou weet, ek vra van, wat was die lekkerste ding wat vandag met jou gebeur het? Ek kyk so na my en sê my, dit en dit en dit, en ek sê, wat? En het dit gebeur? Later, ek sê, ek moet die hemel uitklim, die klok het gelei, jy gaan laat wees. Ek weet nie, dis 'n manier waarop ons ook na mekaar se siele kan ingaan, en kan agterkom, wat gaan in iemand se lewe, jy sal verbaas wees, hoe jy verby iemand kan leef, jy slaap, jy bly saam met daai persoon, maar jy ooit vir daai persoon gevra, wat was vandag die grootste, wonderlikste ding wat met jou gebeur? Is gewoonlik net reëlings en dit nie gewoonlik nie. Jy kan baie maklik net in dit verval, hè? En ons mis dit. Praat met my daaroor. Ons doen dit in ons vergaderings, al die vergaderings as ons by mekaar kom. Kom ons sê net vir mekaar. Kom ons praat. Toepaslik vir hierdie vergadering, wat in die afgelope sedert ons vorige keer. Wat is die wonderlikste ding wat met jou gebeur het? Wat is vir jou baie hard om mee te leef? So dis maniere waarop ons met hierdie ding kan leef en verder kan gaan met dit. Goed, mag die Here seën en mag jy op 'n groot reis met hom gaan. Ek wil waarsku, dis 'n gevaarlike manier om te bid. Die lewe raak 'n avontuur en jy kan op loop gaan nie meer. Want jy begin goed te ontdek van jouself en van die Here in jou lewe wat jy nie van bewus was nie. Dankie. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus. Die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.